So die kuslyn hier aan die ooste van Suid-Afrika, maar ook in die weste, baie gevaarlik. Al die ou seevaders kon daarvan getuig. As mense nou hier by Cape St. Francis rondkyk, dan sien jy oral tekens van skeepswrakke. Die skepe wat hier om die kus gekom het, storms het opgekom, die winde het opgekom en uiteindelik het daai skepe gestrand of op die rotse beland. Daarom is daar met die jare oral hier in die kus van Suid-Afrika is daar 4 torings opgerig. Byvoorbeeld soos hierdie een in Cape St. Francis, maar daar is ook 4 torings in die Weskus en in die Kaappunt en Cape Agulhas, Oos-London, elders. Oral is sulke ligbakens wat die skepe wat die paaie van die see bewandel. Psalm 8 praat ons van die paaie van die see. Die skepe wat die paaie van die see bewandel, dat hulle 'n lig vir hulle pad het en 'n lamp vir hulle voete. En dit is natuurlik wat die woord van die Here ook vir ons doen in ons lewe. Dis 'n lig vir ons pad en 'n lamp vir ons voete. Dit wys vir ons 'n rigting aan. Dit hou ons op koers, dit hou ons weg van gevaar af. Maar ook as 'n mens dit uit 'n ander hoek beskou, dan moet ons besef dat die Here het ook vir ons geroep om lig te wees in hierdie wêreld. Vir ons geroep om 'n baken van lig te wees, om te skyn soos 'n toring bo op 'n berg, lees ons in die Here se woord, dat ons 'n lig uitstraal en ander mense trek ook na 'n plek van veiligheid. Ander mense trek na 'n veilige hawe. Ander mense sê, hier by die Here is dit goed vir julle. Hier by die Here is julle gekoester. En so is ons dankbaar vir hierdie 4 torings, maar net so is ons ook dankbaar dat die Here se woord daar is vir ons in hierdie donker en duister wêreld.